Kom ons word net stil en dan bid ons saam. O Heer, heilige en almagtige Heer, wie is daar soos U? Heer, wat ons in aanbidding voor U kom en U die eer gee vir wie U werklik is. Die God van hemel en aarde, die skepper, die een wat ook saligheid bewerk. Heer, vandag is nie 'n dag wat ons bekommerd in ons gedagtes moet stilstaan oor dat ons geen hoop het nie, maar dat daar hoop is en dit is in Jesus Christus. Heer, ons kom voor U en ons bid dat U ons ore sal oopmaak en dat U ons gedagtes sal fokus rondom U woord. Heer, as daar iemand is wat nie gered is nie, dat U hulle genadig mag wees en hulle kom red uit genade. Here, dankie vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om vanoggend hier te wees en die wat miskien dalk op ver plekke is en dalk weg is die naweek, wat inluister, bid ek, Heer, dat U met ons elkeen sal kon spreek. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen. Ek wil elkeen uitnooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Korintiërs 5 vers 14. 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21 gaan ons saam lees. 2 Korintiërs 5 vers 14. Paulus sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek wil u aandag vestig op vers 21. As daar 'n vers is in die Bybel wat die kruisiging van Jesus en die betekenis van Jesus se kruisiging beklemtoon en beskryf, is dit Paulus se vers wat hy hier skryf in vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die tema van vanoggend se boodskap is dat ons fokus vanoggend spesifiek op die kruisiging van Christus, die wonder van die kruis. Die wonder van die kruis gaan nie oor die gedagte ek bewonder of Christus werklik gesterf het aan die kruis of nie, maar eerder in verwondering te staan oor wat gebeur het aan die kruis. Daar is een plek in die Bybel uit wat ons leer en van weet waar die liefde van God aan gelowiges geopenbaar word, en dit is waar ons dit sien by die kruis van Christus. Dis op daardie plek waar ook die geregtigheid en genade van God aan geopenbaar word.
Dit is by die kruis waar God se offer van sy eniggebore seun homself bevredig, om diegene wat verlore is, en wat glo, te verlos, te versoen, te vergewe en te regverdig. Dit is slegs by die kruis van Christus, waar sondaars genade ontmoet. Paulus noem in vers 18, dat al hierdie nuutheid in die gelowiges se lewe, die nuutheid in hulle hart, die verandering wat plaasgevind het, al hierdie kom van God. Dit is die werk van God. Dit is God wat hierdie verandering kom bring. Dit is deur die kruisiging van Christus, dat Christus gesterf het om sondaars te red, en wat hy beskryf in vers 15, dat hulle nie meer moet lewe vir hulle self nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf en opgewek is. Dit gaan oor ook in hulle gesindheid, in verhouding, hulle verstaan en hulle gedagte oor mense het verander, hulle gedagte oor Christus het verander. Hulle het versoening verkry, God het hulle versoen met homself deur sy seun. En al hierdie is die werk van God, al hierdie kom van God alleen. Verlossing is deur genade alleen, deur geloof alleen en in Christus alleen. As ons dus na die kruisiging kyk, moet ons verstaan waarom Christus werklik gesterf het. En wat gebeur het met die kruisiging? Wat het gebeur met Christus? Wat het gebeur dat hy gesterf het? Waarom het hy gesterf aan die kruis? Moet ons duidelik verstaan. Ons moet duidelik verstaan, want dit is die wortel waarin die evangelie gegrond is, as ons begin fokus, en ons fokus gerig is op Christus en hom as gekruisigde. Om 'n verkeerde begrip te hê van die kruisiging van Christus, kan lei daarna na afgoderry. Ons moet 'n regte verstaan hê van ons sondige toestand. Ons moet 'n regte verstaan hê van wie Christus werklik is. En ons moet 'n regte verstaan hê waarom hy gekruisig was aan die kruis. Om 'n verkeerde verstaan te hê van die verlosser, is om 'n verkeerde verstaan te hê van die evangelie. En dit loop na 'n pad wat doodloop. Die wonder van die kruis is baie besonders. Dit is baie besonders, want dit is waar sondaars genade ontmoet. En so om te verstaan wat Paulus hier kom sê in vers 21, wat hy alles saamvat, moet ons dit opbreek en kyk na die gedeeltes. Eerste geval moet ons moet verstaan, die sondige toestand van die mens. Die sondige toestand van die mens. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer ons kyk na vers 21, moet ons kyk wat Paulus algeheel skrywe, om te verstaan waarom Christus gesterf het aan die kruis. En dit bring ons terug by vers 15. Vers 14 sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat een vir almal gesterf het, hulle almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf en opgewek is. Christus het gesterf aan die kruis vir sondaars. En dit is die mens se toestand. Hy het 'n sondige toestand. Paulus beskryf dat Jesus geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word. So ons was voorheen, ons kondisie was nie in geregtigheid nie. Ons kondisie was nie dat ons gered was nie. Dit is so 'n groot toestand dat Christus moes gesterf het aan die kruis. Dat hy sy lewe moes aflê, en sodat sondaars gered kan word.
As ons kyk na die derde deel, sodat ons kan word, dan moet ons die vraag selfs ook afvra. Hoe was ons voorheen gewees? Eerstens moet ons verstaan, God het ons geskape sondeloos. God het die mens geskape sondeloos, sonder sonde, en geskape sodat hulle kan lewe tot eer van sy naam. En die mens het begin sondig teenoor God. Ons sien dit in Genesis 3. Die mens het gerebelleer teenoor God. Ons kondisie is dat ons sonde doen. En dit maak ons sondaar. Ons is sondaars omdat ons sonde doen. En ons verdien die loon van God. Ons verdien die loon van die dood. Ons verdien die oordeel van God. Alhoewel ons met 'n sondige hart sit in vandag se tyd. Een ding wat ons moet verstaan, dis nie hoe God ons geskaap in Genesis 1:26, God het die mens geskaap na sy beeld, om te lewe in harmonie met hom. God het die mens geskaap om in verhouding met hom te wees, en om te lewe tot sy eer, en dit is om hom gehoorsaam te wees. Maar ons sien die mens het gesondig teenoor God. Genesis 3 sien ons die tragedie van die mens se aksies. Hulle het vyande van God geword en hulle verhouding met God is verbreek. Genesis 3:7-10. Hulle het teen God opgetree en probeer om hul naaktheid te bedek. Vers 16-19 gaan verder oor dat God die aarde vervloek en sy oordeel het op die hele mensdom gekom. Naamlik dat die mens die dood as loon ontvang. En hy sal sterwe, en hy sal sterwe onder sy oordeel. Genesis 2, God het die gebod aan Adam gegee, dat hy nie van die vrug, van die boom van kennis goed en kwaad mag eet nie. Want as hy daarvan eet, sal hy sekerlik sterwe. Die mens en sy vrou het nie dadelik gesterwe toe hulle God ongehoorsaam was nie. Hulle verhouding is met God gebreek, maar hulle die loon ontvang. Dat hulle deur die jare oud sal word, swak sal word en later sal sterwe. Die sonde van Adam het die hele mensdom geëffekteer en is oorgedra aan elke liewe mens. Die argument wat daar is vandag is, sommige stem nie saam hiermee. Hulle argumenteer dat die sonde van Adam was nie oorgedra aan al die geslagte nie. En dat die mens sonder sonde gebore word en kies om te sondig. Liberale sê ook verder dat die mens nie in sonde gebore word nie, maar sien ander mense se sonde en kies om te sondig. Nou kom ons kyk hierna. Die sonde van Adam en Eva het die hele mensdom geëffekteer. Die sonde wat hulle gedoen het. Hier is die rede hoekom. Kom ons vat dit verder en ons pas dit toe in die tyd waarin ons leef. Dit presies wat Adam en Eva gedoen het, is wat die mens presies besig is om te doen. Ons probeer om ons eie skaamte of ons eie naaktheid te bedek. Ja, dit word koud en ons trek onsself warm aan vir die koue, maar die kern van dit alles is omdat ons soos Adam en Eva ons naaktheid wil bedek. Ons is gebore in sondes. Wat byvoorbeeld vroue wat kinders baar, hulle baar kinders in pyn soos Eva ook gedoen het. Mans wat hard moet werk om hulle loon te verkry, en deur 'n moeilike tyd sal gaan om hulle loon te kan verkry. Mans en vrouens word ouer, swakker en sterf. Die mensdom rebelleer teen God, net soos Adam en Eva gedoen het. Mans wat nie hulle verantwoordelikheid nakom as leiers van hulle eie huisgesinne nie. Vrouens wat nie afhanklik wil leef teenoor hulle eie man nie. Kom ons vat dit verder. Kyk na kinders. Kinders word geleer om hulle ouers te gehoorsaam, maar leef in rebellie teenoor hulle. En waarom is die vraag?
Jesus maak die stelling in die Nuwe Testament van dat die hart die probleem is. In Matteus 15 vers 18 tot 19. En wat daar gebeur is, Fariseërs, Sadduseërs kom na Jesus toe, en hulle sien dat Jesus se disippels nie hulle hande was nie, en is bekommerd dat hulle daardie onreinheid in hulle liggaam sal kry. En Jesus gee vir hulle die antwoord en hy sê vir hulle, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Wat uit die mond uitkom, kom vanuit die hart. En wat uit die mond uitgaan, toon die vrug wat daar is in die hart. Jesus stel dit in Matteus 7, dat daar goeie vrug is en slegte vrug. 'n Persoon wat gebore is as sondaar, lewe met daardie slegte vrug in die hart. Sy hart is sondig teenoor God. So dit gaan nie oor die hande was, om die hande te was voor maaltyd wat jou sondig maak of nie. Maar dit is wat in die hart aangaan. Wat in die hart aangaan. En so, die mens se hart word nie sondig selfs deur iewers in sy of haar se lewe te kies om te sondig en dan word hulle sondig nie. Die mens kies om te sondig omdat hulle begeertes gedring word deur dit wat in hulle hart aangaan. Daarom tree hulle op in ongehoorsaamheid omdat hulle die keuse maak. Omdat hulle kies om te sondig. En daardie keuses wat hulle maak word beheer deur hulle begeertes en hulle begeertes is besmet met hulle sondige hart. En so tweede antwoord op die argument is, die mens word nie sondaar wanneer hy kies om sonde te doen of anders mense se sonde te naap nie. Hulle is 'n sondaar omdat hulle gebore is as 'n sondaar. Psalm 51 vers 7 skrywe Dawid, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Van geboorte af is ons sondaars en daarom doen ons sonde. In Romeine 1-3 Paulus gee die beskrywing van die sondigheid van die mens. Hy beskryf in hoofstuk 3 dat daar niemand is wat regverdig is nie. Hulle is nie verstandig nie. Is nie dat hulle nie kan dink vir hulle self nie. Maar hulle het kennis oor God as skepper en sy wette, maar hulle ken nie die waarheid nie. En hulle leef nie tot eer van God se naam nie. Hulle gehoorsaam God nie. Hulle soek nie God nie. Hulle wil hom nie aanbid nie. Hulle wil hom nie aanbid as ware God nie. En lees ons dit in Romeine 1 vers 23. Hulle gaan agter hulle eie afgode aan. Asook hulle kan nie uit hulle self na God toe kom nie. Dis belangrik. Dis belangrik om te verstaan. Alhoewel die mens die keuse het om te kan kies om te sondig, het hy nie die vermoë om uit homself uit na God toe te gaan nie. Het hy nie die vermoë uit homself uit om te bid tot God om verlossing. Die sondaar is radikaal verdorwe in hul natuur en doen die werke van hulle vleeslike vader. Romeine 8 vers 44. Jesus sê daar, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader, dit doen julle. Hy was 'n mensemoordenaar. Baie mense sal sê, maar ek het nie moord gepleeg nie. Of jy nou moord gepleeg het of nie moord gepleeg het nie, jy is gebore in sonde, wat beteken jy is radikaal verdorwe en jy die duiwel as vader. Dit beteken, niemand soek God nie en hulle het die oordeel van God op hulle lewe. Wat van as hulle probeer om goeie werke te doen? Wat van as ons probeer om die wet van God te onderhou? Wel, Romeine 3 vers 19 tot 20 leer vir ons, en Paulus sê daar, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en
die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Die wet bring kennis van ons sondes. Die wet laat ons skuldig staan voor God. Ons grootste toestand is dat ons sondig is. En ons het 'n groot nood aan iemand wat nie met sonde bevlek is nie. Iemand wat sonder sonde is, wat ons kan red. Nie net beter as ons nie, maar in elke werk perfek is en volmaak is. En dis waar Paulus op fokus by die volgende punt. Hy beskryf in vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Bring ons by die sondeloosheid van Jesus. Dis ons tweede punt. Sondeloosheid van Jesus. En Paulus kom leer die gemeente van 'n groot waarheid van Jesus. Jesus het nie net sonde weerstaan waarvan ons lees in die Bybel, dat die duiwel hom versoek het, dat die duiwel hom wil versoek het, maar Jesus het nie eens gesondig teenoor God nie. Hoewel toe Jesus mens kon word het die mense rondom Jesus gesondig, en hulle het hulle in sonde gelewe, maar Jesus was totaal heilig. Hy het geen sonde bedink nie. Hy het die mense hart geken en geweet dat daar sonde in die mense hart is en dat die mense hart sondig is, maar sy lewe totaal was sonder sonde. Die rower aan die kruis is 'n goeie illustrasie hiervoor. Die rower aan die kruis in Matteus 27 erken dat hy as 'n skuldenaar sterwe, en hy erken dat Christus geen skuld gehad het nie. Dat Christus skuldeloos was, dat hy niks verkeerd gedoen het nie. Hebreërs 4 vers 14 leer vir ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Verder in 1 Petrus 2 vers 22 tot 23 fokus dit op die sondeloosheid van Jesus. Hy beskryf, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Jesus was sondeloos volmaak. Jesus sê selfs vir die mense, wat ons van lees in Johannes 8 vers 46, wat hy daar sê, wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my? Alles wat Jesus gespreek het, was in waarheid. Alles wat Jesus bedink het, was sondeloos. Maar die vraag is, hoe is dit moontlik dat daar een persoon op aarde was wat sondeloos was? En die antwoord is dat dit die Godman was wat op die aarde was. Die man wat ten volle God was en ten volle mens was. Hy was sondeloos gemaak. Waar sien ons dit? Ons sien in eerste geval by sy geboorte. Toe Jesus gebore was hy ontvang vanuit die maagd Maria. Matteus 18 of Matteus 1 vers 18 leer die Bybel ons dat Maria verloof was aan Josef, maar dit was nie deur haar verloofde wat sy swanger geword het nie, maar in die volheid van die tyd was dit die seun van God wat geïnkarneer was in menslike vlees deur die werk van die Heilige Gees. Jesus het geen biologiese vader gehad waardeur sy biologiese vader sy sonde oorgedra is aan hom nie. Jesus was gebore sonder sonde en het 'n sondelose lewe geleef. Lukas 1 vers 35 beskryf ook die maaglike geboorte van Jesus. En die engel antwoord en sê vir haar,
die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal krag van die Allerhoogste, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige Gees, sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Hy het heilig geleef, want hy is die Seun van God. En tweedens, Jesus was sondeloos vir hierdie rede. Hy is sondeloos gebore, en hy het sondeloos geleef. Dit was die Seun van God, wat hier op die aarde gewandel het. Dit is die Seun van God, wat absoluut perfek was. Terwyl mense probeer het om iets te vind teen Christus, kon hulle niks gevind het nie, want hy was ten volle gehoorsaam aan die Vader. Jesus het homself kon verneder, mens kon word. Maar selfs voor dit, Jesus was van ewigheid af sondeloos. Hy het geen sonde persoonlik in sy lewe geken, soos ons sonde ken nie, met sonde sit in ons lewe nie. Van ewigheid af was hy sonder sonde en het geen sonde geken nie. En so as ons hierna kyk, Jesus was sondeloos, dan moet ons die vraag vra, wat is belangrik hiervan om te verstaan? Jesus het nie net 'n sondelose lewe kom toon nie, maar, en weer opgevaar na die hemel toe nie, maar het die wet kom vervul. Jesus het ook 'n sondelose lewe geleef, om daardeur die volmaakte offer te wees vir die wat glo. Die offer wat sal voldoen aan God se standaard, beteken dat Jesus sondeloos moes wees. Jesus was volkome sonder sonde. Hy was perfek in sy gedagte, woord en daad. Hy is alleen wat hy hierin voldoen. Dit is presies wat Jesus Christus kon doen het. Die sondelose een word die sondelose draer. En dit bring ons by sy plaasvervangende dood. En dit is ons derde punt, Christus die sondedraer. Christus die sondedraer. Vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer ons kyk na vers 21, moet ons ag gee wat Paulus hier beskryf. Wat hy hier beskryf oor dat Jesus sondeloos is, maar ook wat hy beskryf oor vir ons sonde gemaak. En om dit reg te verstaan, moet ons kyk wat Paulus hier wil by beskryf. Eerste geval is, Paulus het homself nie weerspreek nie. Hy het nie beskryf wat Jesus een sondeloos was en nou het hy 'n sondaar geword nie. In Filippense 2 beskryf Paulus oor Jesus se volkome gehoorsaamheid en nederigheid aan God tot die dood toe, tot die dood van die kruis. So Paulus moet hier iets beskryf van dat Jesus vir ons sonde gemaak is. En dit beteken dat God vir Christus gereken het as 'n sondaar aan die kruis. Alhoewel Christus geen sonde geken het nie, om in ons plek te kom sterwe vir ons skuld. God het vir Christus deur skuld te erken, vir die sonde wat ons gedoen het, het op hom neergeplaas, het op hom geplaas, vir die wat glo. Jesus het al ons oortredinge op homself geneem aan die kruis. Jesus, die perfekte offer van God, en wat God self tevrede stel. Die Bybel leer vir ons in Jesaja 53 vers 4 tot 5, gee die profesie oor Jesus se kruisdood. En die profesie wat daar gegee word, is dat gesê word, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Verwysende na Matteus 8 vers, as ek het glo, vers 13. Jesus het die mense se krankhede op hom gedra, die in sy tyd waar hy was.
Beteken nie, hy het gesterwe daarvoor nie, maar hy het dit gedra daar, waar hy uitgeleef het, daar in sy bediening, hy het die mense genees. Maar kom ons lees verder, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Christus het ons skuld op homself geneem, sodat ons gered kan word, en vrede kan hê met God. Deur my voorbereiding het ek gedink, waarom die kruis? Waarom het Jesus gesterwe aan die kruis? Waarom was hy nie gestenig gewees nie? En ons sien die toonbeeld reg deur die Ou Testament. God soek 'n offer. In die tuin van Eden, God slag die vlekkelose bok om die naaktheid van die mens en sy vrou te bedek. Genesis 22, die vlekkelose lam wat voorsien is om geoffer te word in die plek van Isak. Eksodus 12, die eerste Pasga, die vlekkelose lam wat geslag was en sy bloed uitgegiet was op die deurposte, en as die doodsengel daar verby heen gegaan het en die bloed bevind het, het hy die kinders gelos, maar die bloed wat hy nie gevind het nie, daar het die kinders gesterf. In Levitikus 5 tot 8, die sond- en skuldoffer. Die vlekkelose lamme wat geneem was, wat geslag was en geoffer was, en sy bloed uitgegiet was, allangs die altaar. God soek 'n offer. En al hierdie offers was tydelik gewees, en moes keer op keer geoffer geword het. En voor dit geoffer was diegene wat in skuld staan teenoor God, en ons hulle gebid het, en dit sal 'n simboliek gegee dat hulle sonde oorgedra is op die vlekkelose offer wat daar toe berei is. En dit was reg vir daardie tyd, maar dit was nie die volmaakte offer gewees wat God bepaal het voor die grondlegging van die aarde nie. Dit was nooit die perfekte offers gewees wat God bepaal het nie. Die enigste perfekte offer wat geoffer was Christus toe hy mens kom word het en toe hy gesterf het aan die kruis. Toe hy gesterf het aan die kruis. Hy het gesterf aan die kruis om ons skuld op homself te neem. Om die oordeel van God wat hy het op ons op homself te neem, om die wraak van God op homself te neem. Dit was nooit al hierdie vorige offers wat perfek was nie, maar Christus en sy offer. Christus se offer op die laaste Pasga. Dit was voldoende gewees. Jesus, die Seun van God, was geoffer gewees aan die kruis op Golgotha. Dit is waar die sondaar genade vind. Is by die kruis van Golgotha. Dit is die perfekte toonbeeld van God se liefde vir sondaars, is dat hy sy seun verbrysel aan die kruis, sodat hy sondaars met homself kan versoen deur sy seun. In Kolossense 2 vers 14 tot 15 leer vir ons in die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig is, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer. So, hoe word die waarheid hierin gesien? God word mens en hy sterwe om die wat glo te red. Hy sterwe om die wat glo te red, hulle skoon te was, sy bloed was uitgegiet op die kruis van Golgotha. Dis waar die sondaar genade ontmoet, dis waar die sondaar die liefde van Christus en die liefde van God sien.
Interessant, 2 Korintiërs 5 vers 14, beskryf Paulus, want die liefde van Christus dring ons. Hierdie liefde is die opofferende liefde van Christus, die liefde wat hy getoon het vir die wat glo aan die kruis. Dis die liefde wat Paulus gedring het, en ja, in sy Christelike lewe, maar ook vir die bediening en vir alles in sy lewe. Liefde van Christus. Wat 'n wonder genade is hierdie, dat God vir ons, of in ons plek kom sterwe. Dat God in ons plek die beste, die beter, die volmaakte en die eenmalige offer kom gee, sy seun. Wat 'n bloedige dag was dit gewees, dat die bloed van Christus gevloei het aan die kruis, en dat Christus uitgeroep het, dit is volbring, die prys is betaal, die skuld is klaar betaal. Ons skuld op hom is geneem, sodat ons kan gered word. En so, hoe word hierdie waarheid deel van ons lewe? Hoe word hierdie waarheid deel van sondaar se lewe? Die werklikheid daarvan is deur geloof alleen. Deur die werk van God alleen, maar deur ook geloof alleen. In Johannes 1 vers 12 lees ons van, dit is deur geloof. In Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld lief gehad, dis die vers wat ons almal ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Maar dan vergeet baie mense daardie laaste gedeelte in die sin, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Dis vir die wat glo. Hulle kan gered word. En hulle kan die sekerheid van saligheid verkry. Die wat glo in Christus Jesus. Johannes, of Jesus beskryf het in Johannes 8 vers 24, dat as hulle nie glo dat hy is, dat hy die ek is nie, dan sal hulle sterwe in hulle sondes. En so is om te glo in alles wie Christus is. Dis nie dat ek eendag opstaan en besluit ek wil nou glo in Christus nie. Dit is die werk wat God in my hart kom doen om te kan glo. Ons het voorheen gesien, ons self soek nie God nie, ons is nie op soek na God nie, ons dien hom nie, ons prys hom nie, en dit is God wat ons kom soek. En hy wys ons na die kruis, hy wys ons na Christus se werk wat hy bewerk het aan die kruis. Dis deur Christus waardeur sondaars gered word, of in Christus, en dit is deur die geloof. Watter groot geskenk, maar eerder watter groot verruiling, dat God sy seun verruil aan die kruis, sodat ons kan word geregtigheid van Christus. Sodat ons verander kan word. Sodat ons verander kan leef. Nie dat dit die sentrale punt van die evangelie oor onsself gaan nie, maar oor Christus. Oor hom. En hom as gekruisigde. En so, Christus gesterf aan die kruis, sodat ons kan word geregtigheid. Jesus het nie net ons skuld gedra aan die kruis en die straf vir dier wat ons verdien nie, hy het ook sy geregtigheid aan ons gegee, en dit bring ons by die 4de punt, die toerekening van geregtigheid. 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So nou, dat ek deur geloof in Christus is, as ek deur geloof in Christus is, het die geregtigheid van Christus is toegereken aan my. Nou het ek geword die geregtigheid van Christus. In Romeine 1 vers 17 tot 26 skrywe Paulus, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit die geloof tot die geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar nou is die geregtigheid van God daarin, of nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet van die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo.
want daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig, ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Vers 26, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Christus is. So, die toerekening van sy geregtigheid aan ons, beteken, ek word deur God gesien, nou dat ek deur Christus gered is, word ek deur God gesien as regverdig, as gevolg van Christus. As God na my moet kyk, sien hy wie? Sien hy Christus. En dit is genoeg. Hy hoef nie te kyk om iemand anders te sien nie, maar hy sien sy seun, en hy sien die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, en hy sien dat ons deur dit gered is, en dis genoeg. En so, ek sien gelowiges, as wat hulle die regverdige dade doen, van Christus staan. In ander woorde, hulle is gered, hulle is versoen, hulle is vergewe, en nou leef hulle in die geregtigheid van God. Hulle lewe is anderste. Dat wat hulle voorheen vir hulle self geleef het, nou leef hulle nie meer vir hulle self nie. Maar hulle word gereken nou as geregverdig, reggestel voor God. Hulle is vernuwe in hulle hart, maar hulle is reggestel voor God. En nou leef hulle anders. Hulle leef anders, en dis as gevolg van die werk van God, wat in ons hart doen. So dit is God, wat die wonder kom openbaar aan die kruis, van hy kom openbaar sy genade. Hy kom toon sy genade aan sondaars. Deur sondaars te roep. Dit is hy wat sondaars roep. Hy roep sondaars tot die kruis. Om te kyk na Christus, te kyk wat hy bewerk het aan die kruis. En dat hulle daardeur gered kan word. Dit is die evangelie van Christus, of is die evangelie van God, wat alleenlik die waarheid is. Dit gaan nie oor my werk wat ek doen wat myself red nie. Dit gaan nie oor die gebed wat ek agter persoon aanbid wat my red nie, maar absoluut die werk van God wat hy doen in ons hart. En so, ons het gekyk vanoggend na die mens se sondige toestand. Die sondeloosheid van Jesus, Christus, die sondedraer, en dan die toerekening van geregtigheid aan ons. Daarby wil ek bysê, toerekening van geregtigheid beteken totaal en finaal gered. Totaal en finaal gered en sal nooit verlore gaan nie. Lewe anderste en sal sterf, nie in die sonde nie, maar met ewige hoop. Die kruis is 'n toonbeeld van Christus se liefde aan die wat glo. Nie net dit alleen nie, maar waar geregtigheid en genade mekaar ontmoet. In ons plek het Christus gesterwe sodat ons kan word geregtigheid. Hierin lê die hart van die evangelie. Daar is niks daar is niks anderste wat ons in kan glo as dit wat ons oortuig is vanuit die woord van oor Christus en hom as gekruisigde nie. Ons glo wat die woord van God ons leer daaruit, dat God mens kon word, gesterf het aan die kruis en ons sonde op homself geneem het, sodat ons in hom kan glo, gered word, maar ook verander kan leef. Die wonder van die kruis en die vaste hoop is daar tussenin. En so, ons kyk na die wonder van die kruis en ons sien wat God bewerk. En so dit bring ons by twee persone. Twee persone wat by die kruis van Christus staan en kyk na Jesus.
Die een kyk na Jesus en glo in Jesus en staan in verwondering oor wat God bewerk deur Christus, wat die werk wat Christus gedoen het aan die kruis. En oor dat God hom genadig was, dat God hom eerste lief gehad het. Hy staan in verwondering daaroor. Hy leef hierdie is tans in sy hart en hy leef het uit. Dan is daar 'n ander persoon wat by die kruis van Jesus staan en hom bespot en sê elke dag in sy of haar hart, weg met hom, kruisig hom, ons soek hom nie. En so die vraag is, watter een is jy? Indien jy die lam van God verwerp, is in my gebed dat God jou genadig mag wees, en geloof in jou hart kom wek, om gewillig na hom te gaan en te vra en te bid, om jou siel genadig te mag wees. Jesus het gesterwe, en deur hom is daar saligheid bewerk. En ons kan glo in die waarheid van wie Christus Jesus is. Amen. Kom ons bid saam. Hier om te verstaan dat U ons genadig is, weet ons nie waarom nie. Want ons verdien totaal die oordeel van U. Ons verdien die hel. Ons verdien om te sterwe sonder enige hoop. Maar U stuur U seun. En die seun het op Golgotha gesterwe sodat sondaars soos ons kan gered word, kan glo en ook so kan veranderd leef, veranderd staan. Heer, dankie vir die werk wat U gedoen het aan die kruis. Mag dit ons altyd in dat verwondering staan. Mag dit altyd ons nader trek aan U, is om te fokus meer en meer op U. En dit is wat in Paulus se lewe ook gebeur het, wat hy beskryf, die liefde van Christus dring hom. En alles wat daar was dit U liefde gewees wat hom dring. Here, die gebed van my hart is dat U hierdie waarheid aan ons sal kon verstaanbaar maak, meer verstaanbaar. Dat ons meer gaan soeke sal wees na U in die woord, sodat ons meer U sal vind, en dat ons meer in van verwondering staan voor U. Here, as iemand is wat nie gered is nie, as iemand hier so is wat nie gered is nie, wat nog steeds staan by die kruis en U bespot en sê weg met hom, bid ek, Heer, dat U hulle genadig mag wees, en dat U hulle mag red. Bid dit in die groote en heilige naam. Amen.